baie welkom by nog 'n episode van jou memoirs. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help elke ouer en elke weermagveteraan om sy of haar lewensverhaal neer te skryf vir jou kind en vir jou nageslag. En vandag gesels ek met Dr. Nelia Drent van Quali Life Care. En Nelia het by RAU, by die Universiteit van Johannesburg, maatskaplike werk studeer. Sy het nog verder gaan studeer by Tikkies en haar meesters in mediese maatskaplike werk voltooi en dan haar PhD by die Noordwes Universiteit gedoen en haar proefskrif was oor gekompliseerde rou in die Suid-Afrikaanse konteks. Nou Nelia werk baie gefokus met mense wat verlies ervaar, mense wat deur 'n smartproses gaan, wat geliefdes aan die dood afgestaan het en dan werk sy met verskillende terapieë wat sy kombineer, onder andere om dit neer te skryf en dit is waar ons vandag met haar gaan gesels. Anay, dat jy my genooi het en dit is vir my regtig 'n plesier om jou te gesels hieroor. Omdat stories so belangrik is, ons elkeen het 'n storie. Ek werk eintlik met verskeie terapieë wat ek soms so aan mekaar flans en in ons taal noem ons dit eklekties, maar vanuit die narratiewe terapie gebruik ek die storie. My aanslag met my kliënte is om vir hulle te vra, vertel vir my jou storie. En omdat ek met rou werk en verlies, vra ek vir hulle, as hulle nie self van die persoon wat oorlede is praat nie, sê ek, stel my voor aan wie ook al. En dan begin hulle my vertel, hy was 'n goeie man, wat was die lekker wat jy van hom onthou, en so vorm ons die storie. En baie keer vertel mense vir my, maar hulle kan 'n sekere ding nie uit hulle koppe uitkry nie. En dan sê ek, jy ooit daaraan gedink om daaroor te skryf. En dan kyk almal my maar 'n bietjie met 'n bietjie van 'n verslaandheid aan, wat moet ek nou daaroor skryf? Vir wie gaan ek nou wat gaan ek skryf? Waar begin ek skryf? En omdat ek nogal lief is vir huiswerk gee, is dit gereeld een van my huiswerke wat mense kry is, gaan skryf 'n brief. Jy kan besluit vir wie jy die brief skryf. Wil jy die brief dalk skryf vir die persoon wat oorlede is? Wil jy hom vir jouself skryf? Want baie keer sê mense vir my, ek voel so skuldig daaroor en ek kan nie meer nie. Dan skryf dan vir jouself 'n brief, want jy haal dit uit jou kop uit. En jy sal sien, die oomblik wat jy begin skryf, vloei dit deur jou arm, deur die pen, tot op die papier, en daar kom baie meer uit as wat hier rondgeloop het. En ek glo van harte aan hy, as jy dit hier uitgehaal het, is daar weer plek vir iets anders. Dan kan jy maar hierdie wat jou gepla het, of vreugde verskaf het, uithaal, maar daar's weer plek vir iets anders. En bære dit, gooi dit weg, skeer dit op, gee dit vir die persoon as jy wil. Maar die waarde daarvan is, begin net skryf. Nou, ek glo, baie keer moenie dink ek skryf ook sommer net maklik nie. Ek weet, dis 'n proses om aan die skryf te kom. Hoekom is dit so moeilik? Want ek dink ons dink aan al die ander goed wat ons moet doen. Ons sien dit nie as prioriteit. Ons sien dit nie as prioriteit nie. Ja, dalk sien ons dit nie as prioriteit as 'n nice to have, nie 'n need. Maar basiese ek dink soos wat ons weet die skottelgoed moet gewas word, moet ons maar so 20 minute 'n dag aan ons skryfwerk ook aandag gee. Ek hou nie daarvan om my joernaal, ek dink nie elke dag joernaal nie, maar ek joernaal redelik gereeld, maar nie net voor ek gaan slaap nie, want dan is my kop te aan die gang. Ek hou eerder daarvan om dit so in die middel van die dag, as ek 'n teetjie drink, op 'n lekker plekkie, ek is gelukkig dat ek 'n lekker stoep het, met 'n vyeboom waarop ek uitkyk, as ek nou nie by die werk is nie,
En dan gaan sit ek, want ek het klaar my potlode, my penne, my boekie lê daar, alles lê daar. Die En praktiese deel. die praktiese goed, maak vir jou 'n plekkie, wat jou skryfplekkie word. Waar jy veilig voel, waar jy 'n lekker stoel het, waar jy vir die voeltjies kan kyk, waar jy miskien musiek kan aansit, wat vir jou kan stimuleer. En ek het op 'n stadium begin met, daar was so een of ander iets wat my getrigger het met a line a day. En toe sukkel ek om by 'n line te hou, toe word dit 'n paragraaf 'n day. En toe besef ek my, ek kan nie maar net sowel 'n bietjie meer skryf. Maar soms sê mense, maar kan nie skryf nie. Ja. Dan stel ek vir hulle voor, gaan vat net die papier en skryf net 'n paar woorde neer. Net die woorde. En omkring daai woorde. En dan vat jy daai een woord, dan dink jy, watter woorde kan jy nog daarby sit? En dan voor jy jou kom kry, het jy 'n hele bladsy so goed wat jy kan skryf. Dis 'n goeie idee. Amper soos daai spinnekop diagram. Daar's hy. Ja. En dit werk baie keer vir my as my kop te vol goed is. Of as ek nie vir alles 'n mens gespanne is, het jy mos baie goed in jou kop en dit help vir my as ek dit gaan doen. En dis sommer terapeuties. Nee? Want skryf is terapie. Skryf is terapie. Ons kan nie daarby verbykom nie. Manelia, is daar sekere tye wanneer skryf nie goed is nie? Bestaan daar so iets om te sê, okay, jy is nou op so 'n plek wat jy dalk nie nou hier moet skryf, nie nou hier moet tel. Ek kan nie dink aan dat daar tye kan wees wat jy nie met skryf nie. Miskien net as jy in die bad sit, gaan jy sukkel om te skryf. Kom by humor nou weer uit. Maar ek kan nie dink aan enige emosionele toestand waar skryf vir jou sleg gaan wees nie. Eerder as om daar te tot, jy het in jou kop te maak. Dis reg. Sê dit eerder uit. Haal daai uit jou kop. Kom ons gebruik my nou maar as 'n voorbeeld. Ek moes verlede jaar het ek 'n woonstel verkoop, 'n huis verkoop, 'n huis gekoop, getrek en 'n boedel afgehandel. En toe ek nou my nuwe huisie intrek, toe sit ek en ek dink, nou het jy tyd om te skryf en dink ek, waar begin ek nou skryf? Jy begin maar sommer by daai eerste een wat jy verkoop het, nie tweede een wat jy verkoop het, en toe koop jy 'n huisie, want jy moes al daai twee se geld bymekaar sit vir hierdie aftree huisie. Ja. En so begin jy skryf. Die prakties eintlik. Die prakties. En onthou bietjie, om te skryf is 'n spier wat jy moet oefen. Jy kan nie net eendag skryf en dan los jy dit vir 7 maande en dan dink jy gaan nou weer lekker skryf. Persoonlik dink ek, dis soos om fiks te word, dis soos om gym toe te gaan, dis soos om te leer dans, jy moet dit oefen. En wie sien nou jou skryfwerk? Is net jy. So, jy hoef dit nie perfek te doen nie, daar's nie 'n Afrikaanse juffrou wat hom gaan merk, en vir jou gaan sê 10 uit 10 of 2 uit 10, of mens spel nie so nie. Baie keer sê mense, maar ek kan nie spel nie. Ja. Vergeet van die spelling en skryf. Skryf net. Jy kan later as jy die ding wil publiseer, iemand kry om vir jou die leeswerk en die herstelwerk te doen. Skryf net. Begin skryf met a line a day, en ek beloof vir julle sal binne 'n rukkie 'n paragraph a day, 'n page a day. Omstrek. En hoe werk daai van as jy sê jy maak jou plek om te skryf en kom ons sê jy kan net 10 minute op 'n Saterdag. Ek vind nogal dis waar ek op kan kom met en ek vind nogal dat jy dan deur die week dat jou brein so gekondisioneer kom dat jy eintlik meer as 10 minute nodig het, maar dat jy so baie het dan om daai 10 minute te skryf. Ja. En wat jy oor die spelling sê is so waar, so baie. Veral ma sê vir my ma, hulle wil dit korrek doen. Hulle het dit nou die boek, maar dit is so 'n mooi boek. Hulle wil dit eers in potlood soos op skool. Eers in potlood, dan op die rekenaar en so, en dan vat die hele proses so lank.
En dit laat my dink aan die vakansie was ons bietjie op die Kalahari plaas gewees. O, lekker. Ja, so pas eintlik my man dit nou gekoop en ons het nou die vorige eienaar ook ontmoet en dit was vir my so spesiaal dat Andreus, nou die vorige eienaar, toe 'n boekie in my hand druk en sê hy dink ek sal nogal van ja, want hy het niks van my geweet nie. Ek glad nie wil met myself besig gaan nie. En die boekie is so kosbaar, dis met die tikmasjien nog getik. Sy pa wat sy storie oor die plaas en hoe hy groot geword het geskryf het. En oor die spelling, hy het regtig dus hy verskoon maar die spelling want dit is soos hy gepraat het, so sommer is SOMAR, maar dit is so kosbaar. Dit is so kosbaar. Dis so hy. Ja, en ek wat hom nou glad nie eers ontmoet het ooit nie, het daai boekie verslind, want dit was my so interessant, want ek het die een koneksie wat die plaas is, en dat ek sy een seun nou net ontmoet het. Hoeveel meer vir jou kind? Baie. Met jou storie. dan Baie hê. mooi. Ja. Ek het 'n oom wat vir ons het 'n stryd om 'n reunie gehad, 'n hele paar jaar terug, 15 jaar terug dink ek, en hy was 'n predikant en toe het hy vir ons elkeen ook so 'n boekie gegee met sy stuk verhaal. geskiedenis. Ja, dit was baie kosbaar. Ja, En- en dit is net iemand wat jy 'n familielyn mee Ja, het. maar jy praat nou so van spelling. Ek het 'n sussie wat Afrikaans Mhm. onderwyseres. Toe ek vanmôre vir haar 'n bietjie vertel weer van my skryfwerk in jou memoirboek, toe sê sy, "Maar ek het nog niks in hom geskryf nie." Toe sê ek, "Maar Gerda, hoe kan jy dit doen?" Sy sê, "Ek skryf dit eers op rof en dan gaan ek dit mooi oorskryf in my boek." Ek sê nee, ek is seker en hy gaan nie voel dis reg nie. Want nou mors jy tyd, jy kon nog meer geskryf het Ja, en sy is baie goed met skryf. Maar sy is so bang sy mors die boek op, so die spelling daar in haar boek gaan perfek wees. So Ja, ja, ek dink ons gaan sukkel om hulle daarvan die onderwysers. ja, nee, maar ek dink jy met jou in jou kop, jy weet as ek sê in jou kop vir jou sê, waar anders dink jy? Jy dink in jou kop, jou brein sit in jou kop. Ja. Jy moet aan jouself vir jouself sê, kom ek probeer. Ja. Kom ek doen dit net een keer. Kom ek vat net die beker wat daar staan met die stoompies wat daar uitreik en ek skryf oor hom. Ek wonder of dit nie amper is soos wat 'n mens in 'n kunstklas 'n blommetjie kry en die kunstonderwyser sê vir jou teken hom. Is dit nie amper half dieselfde? In plaas van om te teken, gaan ek hom beskryf. Kom ek beskryf my dag. Ja. Kom ek beskryf my kind. En dis hoe jy aan die gang kom. Kom ek dan skryf. Ja, hier sit hy met sy skewe toontjie en ek skryf oor sy skewe toontjie en later kom ek by die hele kind uit. Ja, ja. En Nilia, jy het aan die begin, voor ons nou begin opneem, het bietjie vertel van die simboliek wat jy gebruik. En toe het ek nogal gedink, dit kan iemand regtig help om aan die gang te kom en om dan miskien telkens na die simbool terug te kom. Ek dink ek moet maar vertel van die hart. Ja. Ek het 'n kliënt gehad wie se seuntjie oorlede is en sy was regtig stukkend. En metafore, die manier of die taal wat mense gebruik, nê, help baie in terapie. So ek het vir haar gevra, sy het vir my gesê my hart is stukkend. En dis mos nou 'n metafoor want jou hart kan nie stukkend wees nie. En ek het vir haar gevra, hoe stukkend is jou hart? En sy het vir my gesê, lê in 1000 stukkies. En ek het voortgegaan en vir haar gevra, kan ons dit bymekaar maak? Kan dit nie bymekaar maak nie, daar's te veel. Ek wil dit bymekaar maak. En ons het hierdie metafoor dwarsdeur haar sessies gebruik van, weet jy al waar lê hulle? Het jy nog iewers 'n stukkie opgetel? En ons kon voortgaan daarmee om haar pyn te kan hanteer. Skryf. Dit was vir haar
hoe sy haar pyn hanteer het oor haar kind wat dood is. En toe sy eendag na 'n paar sessies in my kantoor instap, toe staan sy net en vra vir my, Nelia, dink jy mens kan 'n mosaïek maak van 'n gebroke hart? En dit was so 'n wow. So 'n wow om te sien hoe hierdie vrou haar gebroke hart in 'n mosaïek wou sit. Want hy kan weer reggemaak word. Hy gaan altyd plekkies hê wat nie mooi is nie, wat nie lekker is nie. Maar daai letsels sê ook vir jou, hoe het jy deur hierdie trauma gekom? Dis vir my absoluut een van die mooiste, die helendste stories of metafore wat ek kan vertel. En sy het dit ook later gaan neerskryf. Wonderlik. Ja, sy het haar storie gaan skryf Ja, oor die so hart, oor die mosaïek. En wat ek ook van gehou het, wat jy genoem het van die muur, om te sê, okay, nou kom ek by 'n plek en ek weet nie wat om verder hieroor te sê of hoe om daaroor te dink nie. Dan sal jy byvoorbeeld sê, maar is jy voor 'n muur? Ja. En as jy dalk kan vertel van baie keer sit mense by my en sê, maar ek weet nie waar om te begin nie. Ek weet nie wat om vir jou te vertel nie. Dan gebruik ek 'n muur en ek sê, voel dit vir jou of jy jou teen 'n muur vas? Ja. En dan praat ons oor die muur. Hoe hoog is die muur? Is dit wat 'n soort muur is? Is daar drade tussenin? Kan 'n mens bo-oor klim? Is daar dalk trappies iewers? Kan jy dalk rondom loop? Hoeveel lae is daar? Dink jy 'n mens sal eers van hierdie lae moet afbreek voordat jy oor die muur kan kom? En dan probeer ons, as hulle sou ja sê, dan probeer ons kom ons noem hierdie laag. Wat is hierdie laag? Hierdie laag is my skuldgevoel. Woeps, daar het ons 'n punt om te begin. Kom ons kyk na jou skuldgevoel. Waaroor voel jy skuld? Wat maak dat jy skuldig voel? Of 'n laag kan wees, ek is so bang ek vergeet hom. Dan werk ons daarmee. En so kan ons die laag afbreek in terapie. Ek hou baie van die simbolie. Ja. Mens kan nog regtig baie op bou en ja, dan is dit iets wat jy kan visualiseer. Absoluut. Kom ons gebruik 'n simpel voorbeeld soos wat kan ek nou gebruik? Iets wat ons almal elke dag gebruik. Dit is hondkoud. Ja. Is daar so iets? Ek dink my kinders sê dit baie. Dit is hondkoud. Wat beteken dit is hondkoud? Ja. Ek dink nie honde kry eintlik koud nie, maar miskien moet ons iets vat wat ons elke dag almal gebruik en nou kan ek regtig nie eers dink donker. Dit is pikdonker. Ja. En baie keer kan jy daai pikdonker na jou lyf toe vat, nee? Donker. Is dit net buitekant pikdonker? Of is jou hartjie dalk ook pikdonker? Is dit dalk pikdonker hier binnekant? Wat kan ons doen om dit 'n bietjie ligter te maak? Wat moet gebeur dat daar 'n liggie kan aangaan? Hoe laat die pikdonker jou voel? Waar is die skakelaar? Waar is die skakelaar? Die vierkies. Of die vierkies, ja. Ja. Om verder en verder te bou en te bou. Dan stel jy die ander persoon in beheer. Ja. Nee? Verteller. Ja. En so kom jy op die ou en dalk uit by 'n hele mooi. O, die son het opgekom. Nou is dit nie meer pikdonker in my hart nie. Ja. Skryf nie dalk iets van dat jy jou probleme 'n bietjie verder van jou wegvat. Want dit is nou op 'n bladsy. So jy het 'n ander perspektief. Dit is amper asof jy van iemand anders Jy kyk met 'n ander oog. Ja. Eintlik kyk jy dan vir die eerste keer, want solank as wat dit hier sit, kan jy dit nie sien nie, nee? Ja. Ek dink jy's doodreg. Dit kan maklik iemand
andersin word as jy dit sou wou hê dit met iemand andersin Ja. word. Miskien is dit wat gebeur met mense wat novelles en storieboeke skryf nie. Ja. Dit word iemand andersin. Maar as ek myne skryf, 'n mens skryf tog dit wat uit jou hart uitkom. Ek dink nie iemand skryf iets wat nie uit sy hart uitkom nie. Jy kan nie skryf as dit nie uit jou hart uitkom nie, dink ek. Dis 'n baie dieper ding, Ja. dis 'n dieper aksie. Ja. Ek het gister vir 'n kliënt wat moet gaan vir 'n groot rugoperasie. En die dokter is bekommerd oor haar geesteswelstand want dis 'n groot operasie. En hy wil nie opereer voordat sy nie gesond genoeg is nie. En toe sê ek vir hom, maar jy moet, sy probeer my hier oortuig dat sy is positief, sy is reg. Ek sê vir haar, ek is nog nie oortuig nie, ek wil hê jy moet vir jouself 'n brief gaan skryf vandag. En jy moet in daai brief verduidelik aan jouself, hoekom is jy positief? Wat beteken dit om positief te wees? En dan moet jy vir my die brief terugstuur. Sy was nie 'n uur weg hier nie, toe kry ek my brief in die e-pos. Toe het sy hom geskryf vanuit haar positiewe, sy is ernstig oor hierdie operasie. En dis wat sy gaan doen. So dis nou wat ek kan aanheg vir die dokter om vir hom te sê, hier, ons moet maar kyk hierna. Want dit help. En net dat sy dit geskryf het, dink ek, help ook dat sy nog meer positief is. Sy kon dit vaspen en ek is seker, ek het nog nie die brief gelees nie. Ek het net gesien hy staan. So ek weet nie wat gaan daarin aan nie, maar ek glo dat sy eintlik haar dit wat sy gedink het sy voel bevestig het met die skryf daarvan. Hoekom is daar iets soos liefdesbriewe? Ja. Wat ek dink 'n bietjie gesterf het, nê? Maar liefdesbriewe was so 'n wonderlike ding wat jy nog kon skryf en 'n seël opplak in pos, nê? Nou skryf ons maar hier op Facebook en oral skryf ons daai briefies wat ons wil skryf. Nou sien jy baie wêreld dit. Nou het jy amper nie 'n keuse wie jou briefie lees nie. Maar ek dink ons skryfwerk moet geskryf word met die doel om dit vir iemand te gee. Anders raak dit nie 'n bietjie dalk te wyd. Ek weet. Ek weet nie. Nee, daar's iets daarin en wat ek ook aan gedink het oor die aksie van nie net iets sê nie, maar dit skryf. Is dit nie ook daar bevestiging? Dis amper vir my soos in die regswêreld, soos in enigiets as jy eksamen skryf, jy kon goed geskryf het en weet jy het deurgekom, soos die matrikulant wat nou 'n uitslaag kry, maar as dit nie skryf is nie, is dit nie. Dan is dit amper nie daar nie. En dis eintlik vir jouself. Ja. Kan ons dalk 'n bietjie oppraat oor die ontvanger van so, as dit nou vir jou geskryf is, soos die boek wat jy nou skryf met jou lewensverhaal, die leser wat dit gaan ontvang. Het jy dalk pasiënte wat so iets mee sit, wat jy weet dalk wat dit vir beteken? Miskien het van jou pasiënte geskryf vir 'n kind en jy kon daai wederwysige. Ja, ek het beslis, maar meeste van wat ek het is wat iemand geskryf het vir die persoon wat oorlede is. Ja, natuurlik. Maar dat dit vir hulle verligting gebring het om dit op papier te kon sit. Dit het amper, heel party van hulle het vir my gesê, dit het amper vir hulle gevoel asof die mens langs hulle sit. Terwyl hulle Ja. Dit het vir hulle beteken. Ek het nie vreeslik baie kliënte wat nou, wie se mense nou nog leef, dat hulle, omdat dit my area van werk is. Maar vir myself het ek het nou die dag op 'n briefie afgekom toe ek ingepak het om te trek, wat ek vir my 16-jarige dogter op haar verjaarsdag, sy was toe 16, 'n briefie wat ek vir haar geskryf het, en sy is nou 43, en ek bel haar en ek sê, jong, hier, hoekom het jy hierdie briefie nooit gebeere nie? Sy sê,
weet maar hoe soek ek daai brief? Ek sê ek het jou brief. Ag, Ek het Ja. ook op 'n brief afgekom, 'n paar briewe wat my man vir my geskryf het terwyl hy op kamp in die weermag was en ek by die Ja. huis met die kinders was. En hoe lekker dit was weer om jouself terug te vat na daai tyd toe, nie? en dat iemand die moeite En dat hy die moeite gedoen het om dit te doen, ja. Ja, ek dink dis eintlik die waarde. Daar's waarde in om iets vir iemand in 'n geskrewe vorm agter te kom. Baie beslis. My ma het sulke klein boekies gehad. Waarin sy het nou nie eintlik geskryf nie, maar sy het geskryf: "Nelia skuld my R5. Gerda het haar geld teruggegee." En my sus het daai boekies gehou. En dis goed wat my ma geskryf het, né? Ja. Wat kosbaar is vir my sussie. My ma het ook nie 'n resep heeltemal uitgeskryf nie. Sy het net die Ja. bestanddele geskryf. Sy weet mos hoe om die koek te Dit is maak. wel onmoontlik om dit na te maak. En toe my ma oorlede is, toe sê ek soek nie daai resepteboek nie, want ek gaan nie Kan weet doen wat nie. om te doen nie. Daai selfe sus van my het daai resepteboek van my Ja. ma. Maar net deur haar dit wat sy vir ons agtergelaat het in skrif, Ja. op skrif, Ja. het 'n emosionele konnotasie. By handskrif. Ja. Ja. Maar as 'n mens dit nou 'n bietjie meer beter formuleer en Ja. doen, dan dink ek het dit tog soveel waarde en waarde vir jouself. Mm. Ek sien as ek skryf hoeveel waarde het dit vir myself en ek kan baie keer nie glo. Mm. Dit wat ek geskryf het ek geskryf nie. Mm. Ja, want jy Nee. was eintlik 'n ander mens. Jy was ja, ek dink jy raak so verdiep in wat jy skryf dat jy dit 'n dimensie gee. Ja. Nee, 'n dieper dimensie. Ja, dit gebeur nogal, nee. En dis baie lekker. Ek het geskryf na my broer se dood. Geskryf na my ma se dood. Julle sal ook nie dink ek skryf net oor dood, maar ek skryf nie net oor dood nie. Ek skryf oor lekker dinge ook. Ek Ja. skryf ek wou begin in jou boek met waar kom ek vandaan en boeps, Ja. hier skryf ek en ek tog maar hier gaan nie genoeg bladsye wees nie. Want ek vertel van toe ek 6 jaar oud was en Ag, wonderlik. die spoorwegdorpie waarop ek groot geword het en soos wat ek skryf onthou ek net meer goed. Ja. Nou dink ek oei, maar jy moet dit iewers hier in 'n paragraaf insit, nê? Ja. Dis Maar dis mos nie heerlik. net dis eintlik mekaar speel. Ja, En dis ook natuurlik die simboliek. Dis hoekom ek so daarvan hou dat jy met simboliek werk. ja, Dis eintlik wat die memoir, wat dit daar beteken vir jou, Ja. wat dit vir jou beteken om in 'n verseker. Ja, Wat is dit wat jy wil oordra daartoe? En hoe kosbaar ook as jy nou sou skryf vir 'n nalatenskap vir jou kinders, om terwyl jy, voordat jy die operasie kry, skryf daaroor en dan na die operasie aan te skryf en dan is daar ook iets wat die kinders eintlik daaruit kan leer. My ma het met dinge geworstel. Sy het so braaf gelyk, maar sy was eintlik baie bang geweest. Ja. Ek onthou daai operasie. En, ja, om ook van jou dinge waarmee jy worstel te skryf. baie. Want dan Dis voel dit baie meer belangrik. doenbaar vir Ja. jou as kind wat nou jare later dalk. En dan sien maar jou ma het daardeur gekom. Ek kan ook daardeur Of kom nie, of nie. of dalk het sy nie daardeur, sy het haar lewe lank met iets geworstel. Ja. Maar daar En- is tog vir my betekenis daar. O, daar's baie betekenis en ek dink nie ons besef hoeveel waarde iets skryf nie. Ek wil tog net as iemand sukkel met skryf, Ja. nê? Ekskuus tog. Hier is 'n boek wat Lizet Rabie geskryf het om tot verhaal te kom. Dis goed nie. En dit is 'n wonderlike praktiese skryfgids. Sy noem dit ook 'n praktiese skryfgids, 'n skryfgids. Ek stem saam. Dit sê vir jou waaroor skryf jy, wat kan jy skryf, watter tipe goed kan jy skryf en sy leer vir jou. Dis Sy regtig selfs 'n vir bietjie my. stukkies oor net oor die grammatika. Ja, Ek nogal waardeer. ja. Want ek het nie so lank terug op skool onthou nie. Hier's byvoorbeeld die een wat ons oor gewonder het. Hier's 'n stap vir stap basiese skryfwenke om mee te begin. Dis-
So as enige iemand luister, Lizette Rabie se om tot verhaal te kom. Ag, hy's nie eers duur nie. Ek gaan sommer sy skape opsit. Ja, dis wonderlik. Ja. Ek kan hom regtig aanbeveel want sy het self deur moeilike tye gegaan en dis hoekom sy hom geskryf het en haar skryfwerk het haar gehelp om tot verhaal te kom. Na die trauma wat sy beleef het. So ja, Ja, ag, dankie. is 'n Is daar plesier. iets wat jy voel is miskien om op te som? Vir iemand wat nou luister, iemand wat nog steeds huiwer om hier te begin. 'n boodskap wat jy van en dan aan die einde wonder ek of jy sal wil een van jou gedigte lees. En ek Oeps. dink die digkuns is tog iets wat 'n mens, as jy deur trauma gaan, dat dit vir jou ander betekenis kry. Ander mense se digkuns en iets wat jy dalk braaf is en self skryf. Ek dink aan hy. Skryf kort 'n bietjie dissipline. So, gaan sit op die stoel. En vat die potlood of die pen en begin net. Begin net. En as jy begin het, kan jy sien jy kan skryf. Daar's nie iemand wat nie kan skryf nie. Begin net. En gedoen is beter as perfek. Presies. Daar's nie 'n perfek in jou eie memory nie, in jou eie onthou nie. Want jy onthou in elk geval anders as wat iemand anders wat ook daar was dit onthou. So jou onthou is jou onthou. En onthou 'n bietjie, as ons nou daaroor skryf, gaan ons nie eendag op die ouete huis se stoep wonder wat het gebeur nie, want ek kan net my skryfwerk uithaal en onthou. Ek is bereid om ietsie te lees wat ek geskryf het. Ek sit hier nou lekker op die spot. Jy sit. Jy sit. En ek wonder of 'n mens, ek gaan miskien aan die einde net so 'n bietjie so vinnig zoom oor jou boek. O, jy's Jy's meer so as oulik, welkom. jy Jy's welkom. Dis nou 'n voorbeeld vir ons almal. O, julle. Ek het hier een nota gemaak oor my ma se sê goed, maar hy moet nog iets skryf. So ek kan nie dit vir julle lees nie. My ma was baie snaaks. Sy het baie keer vir my pa gesê hy praat soos 'n ei wat saad skiet en ons wonder nou nog wat beteken dit. So ek weet nou nie of jy daai enige wat ek net nou vir jou van vertel het behoor en of ek vir jou kan lees van so 'n paartjies toe my ma beroerte gekry het. My ma het beroerte gehad en ek het so drie klein kortetjies vir haar geskryf, sal ek dit vir jou lees. Ek soek my ma. Ek soek my ma tussen haar koppies en pierings, tussen die gevoude handdoeke en die blommetjies toe by op haar bed. Ek kry haar nie. Sy is dood. Ander enetjie, hierdie is nou na sy oorlede is, maar hierdie ene wat ek nou gaan lees, is net na sy die beroerte gekry het. Hande, klein handjies in mekaar gevou, klein handjies toegevou, asof in rou. Dit bak nie meer nie, dit brei nie meer nie, dit knie nie meer nie, dit kan nie meer nie, want beroerte het dit geknou. En toe ek haar nodig gehad het nadat sy al weg was, het ek geskryf, benodig, een ma. Ek wil op haar skouer hou oor my eie onvermoë as ma. Ek wil raad vra oor my kinders. En ek wil ekskuus sê vir die tyd toe ek 'n tiener was. Help, ek benodig 'n ma. Ek begin ook so sê resep. Dis baie goed gedoen, Elia. Ek gee mense baie dankie. Ek dink dit gee mense 'n bietjie moed en lekkerte. Ja, en dis nou nie eers so lank nie, maar ek het eintlik kan ek 'n gedig lees van 'n kliënt. Van 'n kliënt. Ek gaan nie haar naam noem nie, sy het vir my gesê ek mag dit deel. Ekskuus tog, alles is hier onder my stoel weggesteek. Sy het vir my toestemming gegee om dit te deel. Nou net om kan uitkom met die klas.
sy het die woordjie nooit gevat. N-O-O-I-T. En toe het sy hom onder mekaar geskryf en elkeen van haar sinne met een van nooit se letters begin. So haar eerste sinnetjie is nooit is 'n trane kwekende haatwoord. Onbeskaamd 'n vreugdesteler. Oor en oor 'n hartebreker. Irrasionele intellek molesteerder. Tautologies nimmer eindigend. En dit is sy dit geskryf na haar dogter oorlede is. Maar ons kon hierdie gediggie van haar gebruik in 'n hele paar sessies, want elke een van hierdie sinne het soveel diepe betekenis en het so uit haar hart uitgekom. Ja. En dit was vir haar absoluut terapeuties. En ek kan dink daai gedig is eintlik so kragtig veral vir haar. Ja. Dit is nog 'n kragtige gedig, maar vir iemand wat nou so in dit Ja. gedelf het, Ja. en jy besef nie eintlik, sy het dit dalk geskryf en Ja. net Sy loop met so 'n boekie, so 'n klein boekietjie. En as daar iets in haar kop kom, dan skryf sy dit net op daai klein stukkie. Dis 'n klein boekie wat sy so aan mekaar ja, sommer net ja, haar eie aansakking. boekie Ja. gemaak, ja. Dan skryf sy so. Ja, net die woord molesteerder. Ja. Ek het mense koneksie maar met dit Onmiddellik. ook nooit en Ja. Ja. Sjoe, ja. Baie dankie. Sjoe, Ek dink ek gee dis 'n gee mense plesier. ruimtes en Wie ek met daai een van my man. as ek wou jou al nou heeltemal afgedank. Dis doodreg, ek gee nie om nie. My man is oorlede in Augustus 23 en ek is in November 23 is ek Mabalengwe toe waar ons 'n stadiel gehad het. Vriende het saam met my 'n paar dae gebly en toe bly ek 'n paar dae alleen agter en dit was nogal 'n swaar tyd in my eie lewe. En toe die laaste dag so op die stoep staan en ek kyk vir die sonsondergang. Toe kom die gediggie by my op, die woorde by my op. En ek het hom gegroet. En my gediggie is afskeid. Jy het my spook genoem en vroutjie bees en Corneels. Min kere, Nelia, behalwe as jy van my gepraat het. Ek groet verlaas die bos by Mabalengwe vanaf Chalet nommer 2. Ek hoor die wind fluister. Spook, vroutjie bees, Corneels. En dan saggies ook, Nelia. Ek gaan huis toe met 'n goeie hart, want ek weet jy leef voort in vrede. Die waarde van skryf. Die waarde van skryf is nie net in 'n mens se hartseer tye nie, ook in jou goeie tye. Ek het nou vir julle hier al die hartseer bedrywe mee gedeel. Maar skryf is goed wanneer jy bly is en wanneer jy hartseer is en wanneer jy kwaad is en wanneer jy voel die wêreld vergaan. En wanneer jy on top of the world is, moet jy ook skryf. Ja. En dit weer. En dit weer. Dat jy nageslag op term weet. Ja. My nooit goeie tye geken. Ja, dit is goed. Die lewe is goed. Maar baie dankie aan hy. Ek waardeer dit.